Nou ja, baie welkom almal by Kuier om die Woord. Kuier om die woord is Jesus. So ons kuier eintlik saam met die woord, saam met Jesus en die Heilige Gees maak hom vir ons 'n groot werklikheid. Ons verlosser, Christus, teken die salwing nou binne in ons, die koninkryk van die hemele in ons en werk deur ons, dis liefde. Amen. So, Pastoor Mimpie, begin vir ons lees, Jesaja 11. Ja, nou waar was ek gewees? O ja, natuurlijk, ons het daar gedoen. Ok. Vader, dankie vir die woord vanmôre. Dankie vir die Gees wat elke dag vars en nuut is oor elke een van ons, Vader. Dankie, Here, U sê, die Gees wat binne in ons woon, sal ons liggaam vinniger maak. Ons dankie daarvoor, Here. Ons vat dit almal vanmôre in Jesus naam. Amen. Amen. Ja, dis waar, né? Die Gees quicken ons, die Engelse woord. Maak ons vinnig. Ja, en julle jong mense het dit ook nodig. Wat 'n mens in 1000 jaar nie kan regkry nie, kan die Heilige Gees in 'n sekonde doen. Yes, amen. Ja. Jesaja 11, die voorspoedige regering van die Messias. Maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaai, en 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. Ek dink dit verwys ook daarna Jesaja 52 dink hè, wat van die uit die droë grond. Ja. Pas by daai liedjie, ons het dit nou die dag vir almal gesing. Ja. As niks meer sin maak nie, sal hy soos 'n loot uit jou droë grond opstaan en jou lewe gee. So hierdie klink amper of dit dieselfde is, maar daar sal 'n takkie uitspruit. Praat maar van 'n klein takkie. Jesus sê die koninkryk van die hemele is soos 'n mosterdsaad. Onbeduidend klein, maar as jy hom plant, sê almal plant. Ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, sê Jakobus, wat in staat is, sien die woord wat ons so omkuier, moet ons nie net daar omkuier nie, ons moet hom inplant. Want wat plant jy? Wat jy plant, gaan jy oes. Plant Christus met ander woorde, plant die woord, Jesus. Hy sê, ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord. Klink vir my soos jy moet 'n bietjie moeite doen daarmee, né? Jy moet hom mooi onder die grond bære, jy moet hom nat hou, moet hom laat groei, dat hy kan vrugte dra. Hy sê, hierdie ingeplante woord, sê Jakobus, is in staat, die woord self, is in staat om jou siel is jou denke, gedagtes en gemoed, gesond te maak, heel te maak. Die Griekse woord ideso of sozo, ek weet nie hoe spreek jy dit uit, wat beteken, ons vertaal dit hier in ons Afrikaanse Bybel altyd as redding, maar daai woord beteken ook heel maak, gesond maak. Amen. So weet julle wat, as 'n mens hierdie woord so kan implant, ek wil graag moeite doen daarmee, ek wil die woord vat, ek wil die woord koester, want die woord van self het die krag in hom, om ons heel te maak. Jy sê, ek voel so 'n bietjie stikken, jong, my lyf voel ook stikken, my kop is stikken, my gedagtes is stikken, wel, die woord, ingeplante woord is in staat, om jou denke, sienswyse, gedagtes, jou gemoed, gesond te maak. Amen. Nou, hierdie volgende vers is vir my pragtig mooi, want hy sê verskillende karakteristieke van die Gees van die Here, né? Hy sê, en op hom, hoofletter, sal die Gees van die Here rus. En nou kwalifiseer hy dit. Hy sê, dis 'n gees van wysheid. En soos julle weet, kennis is nie wysheid nie. Kennis sê vir jou 2 en 2 is 4 en 4 en 4 is 8. Wysheid sê vir jou, dit mag so wees, maar luister liewer na dit wat die Here vir jou sê. En doen liewerster dit. Jy kry mense wat die wêreldse kennis het, en grade en doktersgrade. En kennis, soos jy sê, is nie wysheid nie.
Yes. Die ander mooi stelling is, wysheid is die vermoë om kennis reg toe te pas. Amen. So jy kan die wêreld se wysheid as kennis hê, Yes. kennis hê, en jy kan droog maak. Nog steeds dom wees. Maar wanneer wysheid inkom, kan jy die kennis wat jy het reg toepas. En hierdie is vir my liefde dan. Want liefde sal nooit iemand seermaak. Wysheid en liefde gaan vir my so saam. Ons moet wys wees in liefde, want liefde is wys. En sal nooit iemand seermaak, sal nie verkeerde woord spreek nie. Sal nie kennis gebruik om mense seer te maak nie. Wysheid sal mense altyd opbou, stig en bemoedig. Nou wat ek net gesê het van die mosterdsaad is klein, onbeduidend. Maar as jy dit plant, as jy hierdie woord plant, word dit 'n groot boom, groter as al die groentesoorte. En die voëls kom af nes daar en dit skep 'n habitat vir diere en goed. En dit simbolies beteken dit dat dit skep vir ons 'n habitat. Hierdie woord in jou, die ingeplante woord, maak dat jy 'n habitat word vir die mense in jou lewe. Die mense sê, "Wow, jy's 'n lekker koelteboom. 'n Boom waar daar dinge gebeur, waar daar lewe in oorvloed is." Mense kom na jou toe, hulle hardloop nie weg van jou af nie. Dis wat wysheid doen. Okay. En op hom sal die gees van die Here rus. Ek hou hiervan, ek praat van Jesus. En nou rus daai gees in ons, want Jesus, ons het hom aangeneem, het hom almal aangeneem. Amen. En julle wat ook nou luister, ons neem hom aan, ons neem die woord aan. As jy die woord aanneem, neem jy Jesus aan. En dan rus die gees op jou. En jy raak rustig. Dis die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte. Ek Amen. lees nou maar, Psalm is besig om iets te na te gaan daar. is Die gees van kennis en van die vrees van die Here. Vrees van die Here is my altyd, kan jy skryf, respek vir die Here. Vrees, respek. Ek dink vinnig aan Salomo. Salomo was nog jonk en toe moet hy koning wees. En op daai stadium, dis nou voor hy 700 vrouens gehad het en So nog iewers 'n ding is verkeerd geleer met sy brein. en nog meer as 700 byvroue. Jy kan verstaan dat die Ja, maar ou jy het mal baie, geword. jy het baie wysheid nodig met 'n vrou, né? So dis seker hoekom hy dit kon handle, maar toe op die einde het dit ook nie gewerk nie. Want 700 was te erg. Een is al reeds te erg. Ja. Ek wil net op rekord sit almal wat ja gesê het. Ek Ons hoor. is net besig om grappies te maak met mekaar hier, soos jy het. Julle moet nou daar by die huis luister, ek Ja. seker van julle doen dieselfde. Okay, terug na Salomo toe. In dieselfde nag het God aan Salomo verskyn. Ekskuus, ek lees 2 Kronieke 1. Ja. En vir hom gesê, begeer wat ek jou moet gee. En Salomo het tot God gespreek en gesê, U het aan my vader Dawid 'n groot guns bewys en my in sy plek koning gemaak. Here God, laat U woord aan my vader Dawid nou bewaarheid word, want U het my koning gemaak oor 'n volk talryk soos die stof van die aarde. Gee my nou wysheid en kennis. sien jy, Stella? So wat wil hy hê? Wysheid en kennis. Nou gaan ons iets hoor. Hy sê, dat ek voor hierdie volk kan in en uitgaan, want wie kan hierdie groot volk van U regeer? So Kan hy jy begeer, sien? interessant, né? Hy begeer niks anders nie. Ja. As hy nou in ons tyd geleef het, sou hy sê, ag Here, gee my 'n Gee my 'n splinternuwe Mercedes. BMW of 'n Mercedes-Benz of weet 'n paleis van 'n huis. 'n mooi ring tog. Ja, of baie swart klere, dat ek nou daarom Ja. soos 'n koning kan lyk. Maar sy eerste gedagte, let wel hoe is sy ingestel. Sy Yes. eerste gedagte gaan oor sy mense, Sy volk. gaan oor sy volk. Sy gedagtes is nie by homself nie. Hy dink aan sy mense. Sy Yes. grootste begeerte is, ek wil hierdie volk met wat? Wysheid. Wysheid is Regeer. liefde. Lei. Okay, gaan verder. Okay. Gee my nou wysheid en kennis, dat ek voor hierdie volk kan in en uitgaan, want wie kan hierdie groot volk van U, let wel, van U, dis U volk. Hy sê nie,
dis my mense, ek kan hulle rondsjan soos ek wil, ek kan doen net wat ek wil met hulle, is u mense. Toe sê God aan Salomo, omdat jy dit in jou hart gewees het, en jy nie rykdom, skatte en eer, en die lewe van jou haters, of selfs 'n lang lewe begeer het nie, maar wysheid en kennis vir jou begeer het, om my volk, waaroor ek jou koning gemaak het, te kan regeer. Daarom word die wysheid en die kennis aan jou gegee. En ek sal jou ook rykdom en skatte en eer gee, soos die konings wat voor jou gewees het nie gehad het nie, en ook na jou nie sal wees nie. En dit het so gebeur. So wat was sy eerste? Wysheid. En die res het van self gebeur. So vir ons ook, kom ons begeer wysheid. Kom ons sê, Here, ons weet, en ons snap nou deur die woord, dat ons is almal geroep vir voltydse bediening. En onmiddellik as 'n mens dit sê, dan skrik almal hulle boeglam, en nou sien hy 'n preekstoel. En nou moet ek op daai trappies klim bo op 'n preekstoel en vir die mense staan en preek. Nee, dis nie vir my nie. Mense in voltydse bediening is dood eenvoudig. 1 tot 1. Om tot jou volle reg te kom as kind van die Here. Amen. En hoe doen jy dit? Jy snap deur die woord, hierdie selfe woord vir Jesus, deur die Heilige Gees, wat jy in die volle waarheid, deur die ingeplante woord, jy snap wie jy is, wat die Here sê jy is, wat die woord sê jy is. Die woord sê jy is geskape na sy beeld, sy gelykenis, en dit beteken, en nou in Jesus Christus is dit gerestoreer, reggemaak, en alles, die Heilige Gees is nou binne in jou en jou volle waarheid te lei, en nou is jy wat die woord sê is, jy is wat? Galasiërs 5:22, vrugte, jy is liefde. Ek weet, verstaan my, jy sê dit so baie, ek sê dit so baie, want ek wil net hê, dit moet insink, dit moet 'n ingeplante woord word. As die oggend as jy opstaan, jy begin bid en sê, dankie Here, ek is liefde, ek is die liefdeskind, en daarom het ek blydskap, want dit sê uitvloei van liefde. Blydskap, en dan begin jy soms 'n bietjie daar in jou gebed, daar sê, wel, ek is blydskap, so laat ek eens wel bly wees. Maak jouself bly as jy nie bly voel nie. Dan het jy vrede. Niks met gevoelens doen. Dan het jy vrede, want dis die volgende een. Vrede. En dan onmiddellik gooi die spanner so vir jy in jou gedagtes vir jou, en daai een hou nie vir my nie, daai een hou nie vir my nie, en ek, dan sê jy, luister, vrede, sien hulle volmaak in Christus Jesus. En dan gaan jy dadelik oor na die volgende een, natuurlijk, geduld. Jy het die krag van geduld in jou. Wees geduldig in hierdie oomblik, want jy is nou besig om te bid. Moenie na 'n ander oomblik soek nie. Geniet die oomblik, geniet die teenwoordigheid van die Here. En die volgende ene is vriendelikheid. Hallo? Vriendelik. En terwyl jy daar sit en dink jy, nee, maar ek dink my gesig lyk nou baie somber. Dan begin jy sê, ontspan gesig, ontspan al die spiertjies in jou gesig. Weet jy, dit vat baie minder spiere om te glimlag as om te frons. Julle het dit geweet? Gee jou gesig gebruik, man. Glimlag, vriendelik. En dan soos jy sê, dan is dit goedheid en sagmoedigheid. En dan die ander een is getrou. Kyk nou vir julle vanoggend. Getrou. Weet jy hoe lekker eet kan hierdie vrugte nou? Julle getrou. Julle is so getrou. En dan selfbeheersing. Ek het nou net op Facebook iemand het nou 'n familielike aanmerking op my gemaak. Mense, wat doen jy? Selfbeheersing. Vat dit van wie dit afkom. Hier is 'n belangrike ding. Iemand iets vir jou gesê, vat dit van wie dit afkom. Dan kry daai persoon jammer. Want daai persoon weet nie wie hy is nie of sy is nie, want dis waarom hulle sulke goed kwytraak, en hulle weet ook nie wie jy is nie. Weet hulle dan nie dat hulle is ook geskape na sy beeld, sy gelykenis, kinders van liefde nie, en weet hulle nie jy is God se kind van liefde nie. Kry hulle jammer. Dit gaan saam met soek eers die koninkryk van God. Ja, en al die dinge. En sy geregtigheid. Geregtigheid is die nege vrugte van die Gees, ja. Verhoudinge. En liefde sal nooit iemand seer maak nie. Sal vir jou bygevoeg word. Nou, ja. Ek wil net gou hier iets ingooi. Partykeer doen jy van jou kant af wat jy kan doen.
maar die verhouding van die ander kant af wil nie werk nie. Jy kan dit nie forceer nie. Sorg jy dat jou kant reg is en vergeet van die res. Amen. Ja, wat jy kan doen is, jy kan vir daai persoon seën. Jesus sê, moenie vervloek nie, Amen. seën. Jy kan daai persoon begin volmaak sê, o, dis moeilik, ek weet. Stry die goeie stryd van die geloof. Dis 'n goeie stryd. Dis 'n stryd. Nou daai mense wat se gewoonlik die mense wat die naaste aan ons is, kan ons die seerste maak. Stem julle saam? Nou moet jy gaan stil raak. Al jou familie. En nou moet jy daai mense, Kolossense 1:28, Ja. weet ek noem dit baie, volmaak, voorstel in Christus Jesus. Nie in daai mense nie. So nou begin jy meer aan Christus dink. Hoe lyk Christus? Het iemand 'n probleem met Christus? Aha. So sê almal in Christus Jesus. Plaas daai persoon soos binne in Christus Jesus. Dat hy verdwyn in Christus, dan sien jy nie meer daai persoon se lelikheid. Jy sien Christus Jesus. En in jou gedagtes kry jy verligting. En jou gedagtes kom vry van daai pyn wat mense aan jou doen. Wie val? Okay? Amen. Daar sê. En hy het 'n welgevalle. Dis nou vers 3. Ja, maar ek moet eintlik nog lees die gees van kennis en van die vrees van die Here. Ja. Vrees van die Here is nie bang wees vir die Here nie. Dis gesonde respek en om God te eer. Ja. Dis nie bang wees vir die Here gaan jou doodslaan nie. Nee, dis gesonde respek. En hy het 'n welgevalle aan die vrees van die Here. Soos ek sê, respek. En hy sal nie reg spreek na wat sy oë sien nie, en nie oordeel na wat sy ore hoor nie, maar aan die armes sal hy in geregtigheid reg doen en die sagmoediges van die land met billikheid oordeel. Maar hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond en met die asem van sy lippe die goddelose doodmaak. En geregtigheid sal die gordel van sy lendene en trou die gordel van sy heupe wees. Nou is interessant dat hy nou praat van 'n gordel en nou Paulus praat van die wapenrusting. Yes. Dan sê hy die gordel van geloof, die van waarheid. Nee, van waarheid. Yes. Nee. So nou sien ons hier die gesindheid van Christus, wat dan nou ook my en jou gesindheid is, want ons het hom aangeneem en dieselfde Heilige Gees wat in Christus werk ook deur ons, en daar is ons krag. En dan kom ons al hoe meer tot ons volle reg as sy kinders en besef wie ons werklik is. Amen. Ons gevoelens sê vir ons, ek weet nie, maar geloof sê vir ons, dis wat die woord sê wie ons is. En daar's altyd 'n soort van 'n stryd tussen die werklike lewe wat ons nou leef en wat ons voel, en wat die geloof sê, wat die woord sê. Maar nou soos ek net nog sê, stry die goeie stryd, soos Paulus sê, van geloof. Wanneer dinge begin skeefloop skielik in jou lewe, veral met mense, wie stem saam die grootste eienaars wat ons beleef in die lewe? Is eintlik mense in ons lewe. Kom nou. Dis eintlik mense. Die ongelukkigheid wat daar is, kom van menseverhoudinge af. So wanneer ons dit kan bemeester met die ingeplante woord en die krag van die Here in ons, Heilige Gees ons in volle waarheid lei, en ons stry die goeie stryd van die geloof, en ons sien almal volmaak in Christus Jesus, Kolossense 1:28, dan begin ons in ons koppe, denke, gedagtes, gemoed, ons sieldimensie, loskom. En nou begin ons perspektief kry en ons sien mense en reg. En nou gaan ons nie dinge sê wat ons sou gesê het nie. Want as ons nou nog dinge sê by die moeilikheid wat daar reeds is, dan veroorsaak ons nog aan die moeilikheid al hoe groter word. Stem julle saam? So we nip it in the bud. Is dit die regte woord? Wat is dit in Afrikaans? Kom nou, wat iets soos in die kiem smoor. Iets in die kiem smoor. Ja. Dis liefde. Skinder is die teenoorgestelde. Skinder vererger die probleem. Jy sê jy het probleme, nee. Laat ek jou vertel van my probleme. En as ons mekaar so vertel van ons probleme, is altyd mense.
Ons moet mense eintlik sleg maak sodat ons beter kan lyk. Nee, stem julle saam? Dis wat skinder is. En weet jy wat ons doen is? Hoe sê Jakobus? Die tong is die kleinste lid. Dit is so klein, maar dit steek 'n hele vuur aan die brand. Die hele wêreld aan die brand. Dit word uit die hel uit aan die brand gesteek. Kom nou. En ons het onlangs ons 'n les gehad, hoe word die tong gedem? Hoe tem ons die tong? Ek wil sê deur die woord, en natuurlik wanneer jy gevul is met die Heilige Gees en jy begin praat in jou hemelse taal, so is dit nie interessant toe hulle gevul is met die Heilige Gees, die Gees van die waarheid, die Gees van die woord, wat is die eerste ding wat die Heilige Gees beet gekry het? En Handelinge 2, en hulle is gevul met die Heilige Gees en hulle het almal begin spreek, nie meer skinder nie, nie meer in woorde van afbreking nie, hulle het begin spreek in vreemde tale. En Paulus sê in 1 Korintiërs 14, wanneer ek in 'n taal spreek of bid, dan bid my gees en my verstand is onvrugbaar. Dit skakel die verstand uit. Hierdie woel verstand, hierdie raserige verstand, hierdie warbel van gedagtes word dadelik stil gemaak wanneer jy in jou hemelse taal bid. So kry die Heilige Gees jou tong in die hande. So as jy 'n perd se tong in die hande kan kry, kan jy hom stuur net waar jy wil. As jy 'n stang in sy bek het. Dis wat Jakobus sê. So weet jy hoe kan ek jou bestuur? Jou tong in die hande kan kry. En weet jy hoe kry ek jou tong in die hande? Ek lê my hande op jou en jy word gevul deur die Heilige Gees. Jy begin spreek in vreemde tale, in hemelse taal. En jy kom in die woord en jy as jou mond oop gaan is dit woord. En daar's nie meer tyd en plek vir skinder nie. Want die ingeplante woord het so oorgeneem dat al wat jy kan praat is woord. Waar, pastoor, weet jy, ek sukkel om my mond stil te hou. Hoe kan ek my mond wil net altyd oopgaan en nonsens praat. Wel, hier is die manier. Kry jou tong onder die beheer van die woord, die Heilige Gees. Sê amen. Alright, waar is ons nou vers? Pastoor Mimpie soek hier in die Bybel iets. Gewoonlik as sy so begin blaai, weet jy, hier kom nou iets baie interessants. Ons is nou by vers 6. Ja. Dis nie verkeerd om as iets jou kataza. Daai kataza is 'n Griekse woord, né? Is eintlik van 'n kalop. Ek wil net sê, dis van 'n kalop. Dis van 'n kalop. Okay. Kataza beteken is iets wat jou ja. Dis so 'n keffertjie, 'n hond wat keffer blaf die hele tyd. Dis nie verkeerd om na jou geestelike leiers toe te gaan en vir hulle in jou vertroue te neem en te sê dit is wat my pla nie. Want hy sê hierso in Jakobus, wat jy daar sê, wil ek net iets bysit. Hy Gaan sê, na 'n wyse ja, geestelike leier toe. yes, Baie van ons is geneig jy het 'n probleem en dan gaan vertel jy dit vir verkeerde mense. yes, Gaan na iemand toe wat wysheid het. Jou geestelike volwasse mense. Okay. jou geestelike pa en ma, Ja. bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. So, as iets jou vreeslik seer maak, Ja. kom praat gerus met my Ja. of met pastoor Jan. En by ons bly dit in kamera, ons vertel dit nie vir ander mense nie. Ons bid daaroor en ons vergeet daarvan en dis nie verkeerd nie, dis nie Ek skinder verstaan nie. wat jy bedoel, want ons Dis nie skinder. prediking is van so 'n aard dat ons nou julle Yes. almal 'n idee gee. Ons moet liewers nou almal net stil bly. En pastoor, ek weet jy sê dit want jy wil nie hê ons moet na jou toe kom en met ons probleme nie. Glad Nee, nie. sê dit nie. Dis glad nie so nie. As jy regtig nie meer kan nie en jy voel jy is nou op breekpunt en jy kan nie meer inhou nie, kies wyse mense, jou geestelike ouers of jou pastoor of jou dominee wat wys is en gaan gesels. Moenie bang wees daarvoor nie. Okay. Of is daar 'n broer of 'n suster is in die gemeente wat wys is. Een wat nie skinder nie. Want hulle, weet jy wat, as jy vir iemand wat baie skinder jou probleem gaan vertel, raai wat gaan gebeur. Ek gaan dit in die Volksblad lees. En dit gaan nog 'n bietjie kleintjies bykry daai storie van jou, né?
Okay. So ek wil net die balans daar So julle is herstel. altyd welkom. Ek wil nie hê julle moet as julle na ons toe kom met probleme dink ek kan vir julle sê, maar jy het nie gehoor wat ek gepreek het nie. Ek wil nie van my ore asblikke maak nie, so moenie vir my dit vertel. Nee, ek sal dit wil luister. Maar dan gaan ek op 'n punt kom en sê ek nou bly jy stil, nou gaan ek jou weer vertel. Of ek gaan vir jou sê, hierdie les wat ons gedoen het op daai dag, het ons hierdie onderwerp baie goed behandel. Vat dit nou en vir die volgende week gaan jy dit elke dag 3 keer luister. Nee. Daar is baie wysheid om uit te haal in wanneer twee gelowiges bymekaar kom en begin om 'n saak uit te pluis. Ek weet nie of weet julle, het jou ma al toe jy klein was, dan gee sy vir jou haar bol wol, dan het die kat met die wol gespeel, dan is daai wol so, nee. En dan sê jou ma vir jou, maak reguit en rol op. Nou, vir my, tot vandag toe, is dit vir my die lekkerste ding. Geef vir my so bol wol en ek sal sit en ek sal die knope losmaak en selfs die toue wat agter in die bakkie Of as jy 'n ingaan. stuk visgat kan baie keer so opkoek. Ja, is vir my die lekkerste ding om my knope los te maak en dit netjies op te rol. En dis basies wat gebeur wanneer ons as Christene bymekaar kom en dan kom hierdie wysheid van Salomo kom en die knoop word losgemaak. Die knoopie tussen die ore en die Ja, gedagtes. so dit is waardevol en dit is fantasties. Ek praat spesifiek uit counseling wat ek al gedoen het met mense wat by my kom en dan vir my sê, weet jy, my lewe is so te mekaar, ek weet nie wat is kop nie, ek weet nie wat is gat nie, ek weet nie wat sterk nie, ek weet nie wat nie. En dan kom jy as gelowige Christen en jy maak die knoopie los en jy rol op en jy maak die knoopie los en jy rol op. Dis wysheid. En dan het jy die bolletjie wol weer en dan kan jy weer 'n mooi trui brei. Ja. Veral as dit nou so koud is in die winter. Amen. Vers Vers 6. Dan wy die wolf by die lam en die luiperd gaan lê by die bokkie en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee bymekaar en 'n klein seentjie sal hulle aanjaag. Nou, dis my baie mooi beeldspraak. Baie mense sê dis wat letterlik gaan gebeur. En as dit nie eers gebeur het nie, dan weet ons dan as Jesus nou kom op die aarde sy voete kom sit. 1000-jarige vrederyk, ja. Nou ja, dan gaan dit nou gebeur. Ja. Mense, dis alles beeldspraak hierdie. Yes. Weet jy wat, hierdie is reeds klaar nou bevestig en in Christus vir ons 'n werklikheid gebring. Beeldspraak te verstaan of geestelike spraak, simboliese taal te verstaan. Kom ons vat nou ons wat ons so heel oggend oor praat. Jou sienswyse wat in 'n warboel is. Daar's leeu's in en daar's lammetjies in. Ek meen dis goeie, lammetjies is altyd goed, né? Dis iets wat niemand kan seermaak en daar's 'n ou wolf gedagtes, né? En die ou lammetjie moet rondhardloop hier in jou kop, ag die wolf jaag hom. Dis 'n vreeslike nou as ons nou die les vat en jy kry vrede en kalmte deur die Heilige Gees en jou gedagtes raak stil, dan sien jy in jou gedagtes die wolf en die lammetjie is bymekaar en die luiperd en die bokkie en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee bymekaar en 'n klein seentjie. 'n klein sê almal klein seentjie. Hallo al julle klein seentjies en klein dogtertjies, al is jy 80 jaar oud of 70 jaar oud of 50 jaar oud of 40 jaar oud of 25 jaar oud. So sommiges. 19 jaar oud, vang julle dit. Yes. Dit spreek ook van my. Die ware opregte jy is 'n klein seentjie en 'n klein dogtertjie. Het julle al 'n klein seentjie en 'n klein dogtertjie dopgehou? Dis die fraaiste mensies. Ja, so Hulle is so opreg. Chloe. Ja. Dis waarom Jesus sê, verhinder die kindertjies nie. Laat hulle na my toe kom, want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele. Klaar. Hulle wag nie daarvoor nie. Hulle streef nie daarvoor nie. Hulle is klaar in dit. En weet jy wat? Wanneer ek en jy die klein seentjie en die klein dogtertjie binne in ons ontdek, die ware jy, die ware wese, gees wie jy is,
hoe die Vader jou geskaap het, 'n liefdeskind, dan ervaar jy in jou gedagtes, dan wy die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie, en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee by mekaar, en die klein seentjie of klein dogtertjie sal hulle aanjaag. Die leeu, jy jaag die leeu aan, jy het glo. Hallo leeuetjie. Hallo wolf. Amen. En die lammetjie is almal is happy met mekaar, want jou kop is skoon, jou kop is rustig, jou kop is vol Christus, sê amen. Weet, want jy kuier om die woord, wie Jesus is. Jy ontvang die ingeplante woord met sagmoedigheid. Wat is hy sagmoedigheid? Nederigheid, soos 'n klein seentjie en 'n klein dogtertjie. Okay. Maar 'n klein seentjie en 'n klein dogtertjie, het 100% vertroue in hulle vader of moeder. En so hulle is naïef opreg, soos Dawid, wat na die leeu toe loop en sê, jy moet dink, jy gaan een van my lammetjies steel nie, vandag klap ek jou, dat jy nie weet wat is jou DNA nie. Nee. So, dis daai naïwiteit en daardie nabyheid wat ons het met ons hemelse Vader, en in daardie intimiteit wat ons persoonlikheid met Jesus in vervleg is, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. En dan kan jy die leeu hanteer, jy kan die beer hanteer, jy kan... Ja, mense, ons gedagtes is vol van einas, mense wat ons geëina het, kom ons sê, dis die wolf, en die leeu, en dis die roofsugtige diere. Nou, kan jy nou verstaan hoe Christus krag deur sy woord, deur die Heilige Gees, Gees van die waarheid, wanneer ons so omkuier om die woord, en ons help mekaar ook, want ons is almal kinders van die Here. Ons bring tot hierdie klein seentjie en klein dogtertjie, en nou begin ons kop skoon kom. Kan julle dit sien? En nou, ons klein kindertjies is altyd so oulik gewees, wie is so gelag vir hulle, toe raak hulle tieners, toe raak hulle lelik. Ek weet ons het altyd kykinkies groot gemaak, hulle is so fraai, so oulik, dan raak hulle in 'n groter kykens. Dat is van hulle wreedaardig is, vreet tot mekaar op baie keer. Sê, waar is my ou klein kykinkie? Ek hou van jou klein, wollerige ou kykinkie. Tieners is nie lekker nie, stem julle saam? En daar's miskien mense wat nou luister, wat nou werklik tienerprobleme het. Daai oulike klein ou dogtertjie en oulike seentjie het nou verander in 'n vreeslike monster, tiener. En weet jy wat? Hulle eerste ding wat hulle sê, ma en pa is so stupid. Ja, so stupid. En dan ewe skielik dan gaan hulle so na 20 toe, 21 toe, en hulle begin die lewe nou ervaar en hoe rof die lewe is, en dan kyk hulle weer na hulle ma en pa en sê, hoe het ma en pa so vinnig so slim geword? Nee, hulle bereik eers daai stadium as hulle so 40 of 50 Ja, ek dink jy so. Ja, ons Party ryk het nooit. Ons kinders definitief. Okay, maar nou, dis vir my so mooi die Party kinders beeldspraak. snap dit nooit. Nou, vers 7, jy het tot 'n koei in hierdie storie. 'n Koei en die berenwy en hulle kleintjies lê by mekaar. Gaan aan pastoor Mimpie. En die leeu eet strooi. Ja, soos die os. Het nou nog steeds baie gedagtes rondom hierdie, en 'n klein seentjie sal hulle aanjaag. Ons dink baie keer dat geestelike krag of geestelike autoriteit is groot en baie goeie doen voor jy daai geestelike autoriteit het. Nee. Dis net 'n vertroue in God. Kinderlike, Daar waar jy sit, spreek net die woord opregte vertroue. en sê, Ja. so en so en so en so. Jy gaan nie goosebumps eers hê nie. Jou are in jou nek gaan nie swel as jy dit doen nie. In jou gesprek met God sê jy net, Here, so en so, ek spreek vry, dit en dit. En dan, ek kan nie help om te dink nie. Die koei en die berenwy en hulle kleintjies lê by mekaar. En Die van julle wat weet van 'n beer. 'n Beer is seker een van die gevaarlikste roofdiere wat daar is. Dis 'n groot dier hoor. Ek dink hy kan 'n koei mincemeat maak.
En nou wy hulle kleintjies tot by mekaar. My. Nou, en die leeu eet strooi, soos die os. Ja, en die os is eintlik nou 'n baie goeie dier, want die os is eintlik Nou mense, weet julle waaraan dink ek dadelik? Ek dink dadelik aan Noag, wat die leeu's in 'n hokkie het, en hy die lammetjies in 'n ander hokkie. 40 dae wat jy nou in die ark van Noag. in die ark van Noag. Ja. 40 dae, 40 nagte. Hoe het hy die leeu's gevoer? Ek dink hulle moes strooi eet. Hier staan dit. Ja, dit was Hoe nou het hy letterlik, hulle gevoer? Ek bedoel, daar het net 2 Van elke soort. elke soort ingegaan. So hy kon nie die skape Hy het hulle nie geslag gevoer het. nie, want 40, kyk of dit is 40 dae, né? Kyk, hulle het vas daai, hulle was baie geestelik daai leeu's na 40 dae. Nee, maar kom nou. Nee, dis net 'n grappie. Nee, maar kom nou. Dis interessant om sulke goed te dink, né? So 'n ou met as 'n ou die Bybel lees, dink. Die Here het ons baie vrugbare breins gegee. Denke gegee. Het die Skepper, ons God Almagtig, dalk Bonatuurlik. daai leeu, ting, dis veel gras. Leeu het begin dink hy's 'n os. Heel wat eet hy tevrede gras. daarmee. Kyk, wat is 'n os? 'n Os is 'n bil wat reggemaak is. Soos die rustigste bil wat daar is. Want hy het die koeie pla hom nie. Ek het gesien wanneer die jong manne nou begin op 'n punt kom waar hulle nou meisies oplet. Dan is hulle nou vreeslik gepla. Hulle was rustige mense. En selfs die meisies ook, hulle was rustig. Tot hulle op daai stadium kom het hulle nou sien, oei, Rooi akskene kry. ja, wat kry hulle rooi hakskene? Ja. Okay, en dan as jy ewe skielik dan word jou vrede versteur, né? Toe op daai stadium. Kom, julle moenie almal nou kyk asof ek nou nuwe nuusie gee nie. Julle almal is deel dit. Jou mees onstuimigste en swaarste tyd in jou lewe was daai tyd. Want nou kry jy die nuwe boyfriend of 'n nuwe girlfriend en dan is daar nou ander boyfriends en girlfriends wat wil aanlê by die en daai en dan kom daar iets soos jaloesie en dan kom daar Fights. ek weet jy was so 'n rustige mens. Jy was daai ou seentjie, daai klein dogtertjie. En nou ewe skielik. Nou is daar bekommernisse en sorge en allerlei nonsens, né? Nou ek wonder nou, kyk hy sê die leeu eet strooi soos 'n os. Nou die os is rustig. So jy's heeltemal reg. Ek dink die leeu het nou soos 'n os geraak. 'n Os, hy's nou rustig. hy beklei nou nie meer. Kyk 'n leeu mannetjie beklei vir sy territory. Want hy wil soveel as moontlik wyfies hê, né? Hy wil nou spog en sê kyk, dis my area hierdie. En nou jy skielik is hy 'n os. En so hy eet strooi os. Dis maar net gedagtes, is net interessant. Okay, gaan. So ja, dit is vir my baie interessant. En dan die suigling speel by die gat van 'n adder. Okay, waar het Noag, het hy slange gehad op? Hy van elke dier opgehaal. Elke dier se slang is al van deel. Kyk, Nou- hy het net nie visse gehad. Ek weet nie, ek glo nie daar was visstanks in nie. Want ek dink die visse kon daarom in die water oorleef, né? Ja, Ja. beslis. Maar nou weet ek in Madagaskar. In Madagaskar is daar so baie slange wat veronderstel is om giftig te wees, maar hulle is nie meer giftig nie. Nou moet ons net eers Hulle het geen gif nie. Is interessant en hier het hy nou, kom ons sê, hier het hy nou giftige slange en hulle tog pik hulle nie die skaap nie en hulle pik nie dit nie en hulle, verstaan jy wat ek sê? Okay, kom ons gaan aan. Ja, kyk, ons kan nou vreeslik uitbrei hieroor, maar dis En maar die net vir almal wat gespeende luister kind vir interessantheid. Ja. Steek sy hand uit na die kuil van 'n basilisk. Hulle sal geen kwaad doen of 'n verderf. Basilik is nou 'n slang, né? Ja. Ja. Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my heilige berg nie. Want die aarde sal vol wees van die kennis van die Here, soos die waters die seebodem oordek. Die aarde sal vol wees van wat? Van die kennis van die Here. Yes. Nou Paulus noem dit baie keer, hy sê ons kom tot volwassenheid deur die kennis van Jesus Christus. Hy is die woord.
Stem julle saam? So, dis baie mooi. Dis baie mooi en nou kan jy verstaan waarom kan daai so wees. In volwassenheid in Christus, wanneer jou denke, gedagtes, gemoed tot volwassenheid groei en geestelik raak, soos Christus, dan ervaar jy al hierdie beeldspraak wat ons so pas van gelees het. Die koei saam met die beerin en die leeu saam met die os. En dan is dit moontlik. Ja, en die lammetjie saam met die wolf. En sien dit nou weer in jou sienswyse, jou gedagtes, jou gemoed, wat nou tot rus kom in Christus Jesus. En wat in jou kop aangaan, gaan by jou mond uitkom. Stem julle saam? En wanneer jou kop vol Christus is, gaan jou woorde vol aangename Christus woorde wees van liefde. Goed, vers 10. En in die dag sal die nasies vra na die wortel van Isaai, waar daar staan as 'n banier van die volke, en sy rusplek sal heerlik wees. Aha. En in die dag sal die Here weer vir die tweede keer sy hand uitstrek om die oorblyfsel van sy volk los te koop, wat sal oorbly uit, ek het 'n Uit Assirië en uit Egipte en uit Patros en Kus en Elam en Siniar en Hamat en uit die kuslande van die see. En hy sal sy banier ophef vir die nasies en bymekaar laat kom en die seuns van Israel wat verdryf is, en versamel die dogters van Juda wat verstrooi is uit die vier hoeke van die aarde. En alles hierdie weer pragtige beeldspraak, en omdat ons nou die Nuwe Testament ken en Jesus Christus wat die verlosser is, en ons weet dat dit het werklik toe nou hoogtepunt bereik in die 3 dae kruisoperasie. Net iets interessants, Ja. dis histories. Ja, Kus is Afrika in die Bybel. dit is interessant. Oral waar jy lees van kus, praat hy van Afrika. En as hy praat van 'n Kusitiese vrou, dan is dit 'n vrou van Afrika. Verstaan julle wat ek sê? Ja. Ja, ek het destyds met jou getrou, het ek dit snap. Ek het met 'n Kusitiese vrou getrou van Afrika. Ja. Goed. Okay, Jy het kommers van die plaas af. ek doen. Ja. Ja. Dan sal die naaiwer van Efraim verdwyn en die teestanders van Juda sal uitgeroei word. Efraim sal Juda nie benei nie, ekskuus. En Juda en Efraim sal nie benoud, en Juda sal Efraim nie benoud maak. Maar hulle sal die Filistyne op die skouer vlieg teen die weste en saam met die kinders van die ooste plunder. Edom en Moab is die buit van hulle hand en die kinders van Ammon is hulle onderdane. Nou, interessant, hy praat nou hier van hierdie beeldspraak van die diere, en dan skielik dan gaan hy oor na die volke toe. Volke toe, ja. Nou, as jy beeldspraak verstaan in die Bybel simboliek, baie keer word diere verwys na mense. Vang julle dit? Bome verwys na mense. Want hy Plante verwys na mense. natuur. Verstaan julle Ja. dit? Beeldspraak in die Bybel, dit is so belangrik, veral as ons by die boek Openbaring kom, dat ons beeldspraak en simboliek sal verstaan. En so begin ons dit optel, al hierso in die profetiese boeke, soos Jesaja. En wanneer jy dan die boek Openbaring lees, dan sien jy hierdie taal, hierdie selfde simboliese, poëtiese taal, is in die boek Openbaring. Baie mense kom skielik Christene, en hulle word kinders van die Here nou vir die eerste keer, nooit die Bybel gelees nie, en dan wil hulle dadelik boek Openbaring toe gaan. En dan lees hulle die boek Openbaring met 'n westerse bril, en dan maak hulle baie groot nonsens met dit, want jy verstaan nie die simboliek nie. Die boek Openbaring is nie 'n vreemde boek nie. Die boek Openbaring is eintlik 'n opsomming van die hele Bybel, en veral die Ou Testament. So is so lekker nou om hier in Jesaja, die profetiese boek, simboliek te leer, en te sien, hier verwys dit in hoofstuk 11 dan hierdie, wat hy praat van die wolf by die lam, en die koei by die beerin, en die leeu, wat is die leeu saam met wat? Die os. 'n simboliese taal, en dan gaan hy dadelik oor, en dan praat hy nou van die stryd hier tussen die volke. Yes. En selfs in dieselfde volk, soos amper dieselfde mense, burgeroorlog. Verstaan julle dit? En dan sien ons uiteindelik, as ons gaan kyk en ons lees die geskiedkundige boeke van die eerste eeu, 40 jaar nadat Jesus weg is
van die aarde af, met sy hemelvaart, met die verwoesting van Jerusalem en die tempel, dan sien ons al hierdie gebeure, het ook werklik gebeur daar. Interessant. Nou verstaan ons, as daar lees en Jesus praat simboliese taal en sê, wow, ja, hier in Jesaja lees ons al van dit, en ons sien nou die simboliek. Nou kom baie mense, nou wil hulle dit met 'n westerse bril lees en letterlik vat, en sê, weet julle, die nuwe tyd het nog nie aangebreek nie. Ons moet wag nog daarvoor, want ek sien nog steeds nie dat die leeu by die os lê, en die lammetjie by die wolf, en ek sien nog steeds nie dat die koei saam met die beerin wy nie, en hulle kleintjies nie. Vang julle dit? So dit is nog nie hier nie. Mense, as jy nie simboliek verstaan, en geestelik verstaan nie, gaan jy nooit daarby uitkom nie, gaan jy altyd dit in die toekoms verwag. Dis En weet jy wat, beeldspraak. die toekoms, Yes. Salomo sê, hy sê, hoe sê hy? Hoop maak siek, nee. Uitgestelde hoop Uitgestel maak die hart siek. Ok, vers 14, waar is ons nou? 15. En die Here sal die see tong van Egipte met gaan aan. met die banvloek tref en deur sy gloeiende wind sy hand oor die Eufraat swaai en dit uitmekaar slaan in 7 strome, sodat 'n mens met skoene daardeur kan loop. En daar sal 'n groot pad wees vir die oorblyfsel van sy volk. Ja, praat hy weer van 'n oorblyfsel. Onthou julle toe Jesus gekom het, toe begin hy optree, hy is die seun van God, hy wat in die boesem van die Vader is, niemand het God ooit gesien nie, maar hy wat in die boesem van die Vader is, het hom kom openbaar, en hy tree op met die liefde van die Vader, met tekens en wonders, en daar staan in Johannes 1, sy eie mense, Joodse mense, het hom nie aangeneem nie. So daar was 'n klein hoeveelheidjie wat hom wel aangeneem het en saam met hom gegaan het. Die groot meerderheid het hom nog steeds verwerp, tot vandag toe. Hallo julle. Ok, en daar het dan die oordeel gekom in die 1ste eeu, 40 jaar nadat Jesus weggeneem is van die aarde af, 70 na Christus, was die groot oordeel wat Jesus ook van gepraat het, wat hy voorspel het. En daar sal 'n groot pad wees, vers 16. Vir die oorblyfsel van sy volk wat oorbly uit Asser, soos daar een gewees het vir Israel, op die dag toe hulle uit Egipte land getrek het. So, hier praat hy van toe hulle deur die Rooi See getrek het, nee. Ja, en dis alles mooi simboliek. Yes. Van Moses, ons kan daarmee afsluit, Moses is die ou bedeling, ou verbond, voorbeeld van uit Egipte, uit Egiptiese denkswyse uitkom. Jesus is die geestelike Moses, die beter Moses, wat ons dan sy volk uiteindelik uitlei en ons almal saam dan, al die nasies. En nou is dis waar ons nou vandag is. Jesus het die werk voltooi, afgehandel. Toe hy aan die kruis gehang en sê, dit is volbring. En daarna het 40 jaar die Here groot geduld gehad ons sy volk. Hy het die eerste gelowiges is met die Heilige Gees gevul en hulle het die woord kragtig verkondig, nog steeds vir mense geleentheid gegee om Jesus aan te neem voor die groot oordeel losgetrek het, 40 jaar nadat Jesus weggeneem is en die tempel en Jerusalem verwoes is. Jesus het hulle gesê, as julle sien die stad word omsingel, veral Lukas 21 met die soldatenmag van die Romeine was dit dan, moet julle wat doen? Vlug na die berge. Alle mense wat nie na Jesus geluister het of sy woord ernstig opgeneem het nie, het gevlug na die stad se mure, binne die mure en die tempel. En daar's 1,1 miljoen Jode, ek weet ek het al baie gesê, het lewe verloor. Is wreed doodgemaak. Maar al die kinders van die Here wat Jesus se woord ernstig opgeneem het, het na die berge gevlug en daar's nie 'n haar van hulle hoof geval nie. Staan ook so in Lukas 21. So, is dit nie mooi hoe alles in mekaar inpas? Die hele Bybel, weet jy, soos 'n legkaart wat ons bou, né? Jy bou, as jy hulle puzzles bou, dan bou ons eers die raamwerk, ek dink die meeste mense. En dan kry jy mooi prentjies binne in die puzzle en sê, okay, hier is 'n skip, of daar is 'n voël wat vlieg, of daar's 'n blom, of daar's 'n bokkie, en dan kry jy dan bou jy nou sulke stukkies naderhand binne in daai. En dan begin die stukkies aan mekaar pas. Dis mos lekker, né? En uiteindelik dan pas jy alles en dan mis jy net 1 of 2 puzzles aan die einde.
want die ou hondjie het van hulle beet gekry toe hulle afgeval het, toe kou hy hulle fyn. Maar dit maak nie saak, wie van julle lag. Okay, die Bybel is soos 'n puzzle. Die Ou en die Nuwe Testament, alles pas alles pragtig by met mekaar. En wanneer jy die Ou Testament en die Nuwe Testament dis 'n bril op het en jy lees die Ou Testament en jy verstaan die voorbeelde en tipes, dan word dit so ryk en so mooi. Christus, alles is Jesus. Ek wil hê julle moet een ding weet, die hele Bybel, elke hoofstuk praat van een persoon, Jesus. Jesus Christus. Amen. En hy's nou binne in ons Amen. neem dit hom aangeneem. En nou begin die Heilige Gees kragtig binne in ons werk al hoe meer en meer, om hom al hoe meer in ons te laat blom. Daai klein mosterdsaadjie Amen. is besig om 'n groot boom te word in jou lewe ook, sodat jy die habitat van liefde kan wees vir die mense in jou lewe. Amen. Iets wat jy wil sê, Nee. bid vir ons. Vader, baie dankie dat die gees van wysheid en verstand, van krag en sterkte op elke een van ons rus. Dankie Vader, dat ons begeer nie groot dinge nie. Al wat ons begeer is U teenwoordigheid in ons lewens. Vader, en dan wil ons soos 'n klein kind by U vertoef, op U skoot sit, Vader, en ons weet dat in ons kleinheid is ons genoegsaam om die beer en die leeu aan te jaag, Vader. En niks sal ons ooit skade aandoen nie, Vader, want ons vertroue is op U. Amen. Amen. Amen.